prokureur Michael Lombard van Lombard Prokureurs daar in Pretoria. Môre Michael. Môre Isak, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie Michael, en met jou? Baie goed, dankie. Baie dankie vir die geleentheid om na my kliënt se saak te luister en dit te bespreek. Nee, dis lekker. Interessante saak wat jy hier voor ons neersit vanoggend. 'n Versoek vir geskrewe redes in terme van artikel 33 van die Grondwet van Suid-Afrika, die Assosiasie en Koalisie vir die Herstel van Boererepublieke, aan die kantoor van die staatspresident. En lyk vir my daar so bietjie van 'n gestoei tussen die applikante en die presidentsie. Maar kom ons begin miskien kan jy dalk net vir ons vinnig die kern van die saak gee, waaroor dit gaan. Die kern gaan daaroor dat ons parlement het in September 'n beraad in New York bygewoon, waar hulle 'n verdrag aangeneem het. En die verdrag se naam is the Pact for the Future, wat maar daarop neerkom dat ons deel gaan word van 'n digitale wêreldstelsel, waar alles digitaal in mekaar in gaan skakel. Nou, of dit nou goed of sleg is, die feit dat die regering hierdie verdrag aangeneem het, die Pact for the Future, by hierdie beraad in New York, wat ek dink was die 24ste September verlede jaar. Wanneer die parlement so 'n verdrag aanneem, dan of 'n ooreenkoms aangaan, dan word dit deel van ons wetgewing in terme van artikel 232 van die Grondwet. En dit word nou gekodifiseer in ons wetgewing. En nou die probleem is my kliënt, die Assosiasie en Koalisie vir die Herstel van die Boererepublieke, hulle was in die lewe geroep in 2018, juis om te verseker dat hulle lede, en ek moet net vir jou sê, hulle het omtrent so hier by die tussen 4.500 lede, sodat hulle lede se fundamentele regte en gelykheid toegepas word. Soos ek sê, of hierdie doelstellings van die Pact for the Future, wat amper al die globale wêreldleiers het dit onderteken en hulle assosieer daarmee, of dit nou goed of sleg is, ons grondwet maak voorsiening daarvoor, dat daar 'n proses gevolg moet word, alvorens so ooreenkoms aangegaan word. So dit is maar in kort wat die sneller was om hierdie skrywe af te stuur en hierdie dispuut te verklaar met die parlement. En hierdie assosiasie in koalisie vir die restaurasie van die Boererepubliek, ek moet nou met jou eerlik wees, ek ken, is die eerste keer dat ek daarvan hoor, en ek het by jou daarvan gehoor. So wil jy nie net ook vir ons verduidelik, wat is hierdie assosiasie en koalisie vir die herstel van Boererepublieke nie? Kyk, dit klink baie drakonies, maar wanneer jy na die Assosiasie en Koalisie vir die Herstel van die Boererepublieke se grondwet gaan kyk, hoe hulle self bestuur en wat hulle doelwitte is, dan sal jy sien dat die rede waarom die Assosiasie en Koalisie vir die Herstel van die Boererepublieke in die lewe geroep was toe parlement in 2018 gedreig het om die eiendomsklousule te wysig. So, hulle was toe betrokke in 'n hofsaak, maar waar hulle toe ook een van die partye was, ek dink AfriForum en Solidariteit was ook een van die partye wat 'n saak teen die parlement gemaak het, wat aangedring het dat hierdie proses en hierdie wysiging nie moet geskied nie, en dit het toe nie gebeur nie. Maar die hoofdoel is om te verseker dat hierdie fundamentele regte van hulle lede in gelykheid toegepas word, en dan natuurlik, wanneer jy sê in gelykheid toegepas word, is om te verseker dat die gemeenereg, die grondwet, hulle bronne waar hulle geskiedenis en hulle herkoms vandaan kom, dat dit op ag geslaan word, want jy weet, jou hoofstuk 2 van die grondwet bepaal dat jy het fundamentele regte, kultuur, godsdienst, assosiasie, reg op vryheid, reg op vryheid van beweging, reg op privaatheid. En hierdie assosiasie, die naam klink nou soos die herstel van die Boererepublieke, maar dit is eintlik fiktief.
Dit is meer die fundamentele regte waar hierdie mense woon, sodat hulle in vryheid, in terme van die grondwet, hulle fundamentele regte kan uitleef. Maar my kliënt voel dat sou die Pact for the Future is nou wetgewing, dis nou gekodifiseer in die Suid-Afrikaanse wetgewing. Nou, wat ook, kan ek jou net verder verduidelik wat 'n verdere probleem is van my kliënt, is dat hierdie Pact for the Future en die Verenigde Nasies se vergadering wat hulle aan stapel gestuur het, hulle is ook deel van die Verenigde Nasies se 17-punt ontwikkelingsplan. En baie mense is nie regtig, ek dink nie almal is bewus daarvan. Ek is self verbaas, ek het die eerste keer in my lewe in 2016 bewus geword van hierdie Verenigde Nasies se 17-punt ontwikkelingsplan, wat by 2030 geïmplementeer moet word. Nou, een van die punte, en net om een stap terug te gaan, dit kom voor asof hierdie 17-punt plan, jy weet, hulle het 17 fundamentele regte wat hulle daar uitstip, net om 'n paar te noem. Dit gaan oor armoede, hongersnood, gelykheid, seksualiteit, gelykheid, al hierdie fundamentele regte wat ook min of meer in ons grondwet opgeneem word. Maar die 16de punt gaan oor vrede en geregtigheid, en dan 16.9 dui op die digitale idees vir almal, van jonk tot oud by 2030. Nou my kliënt se beswaar daaroor is dat hulle voel dat wanneer jy skriftuurlik, en onthou nou my kliënt se fundamentele regte is ook gefundeer in hulle geloof, hulle godsdiens, hulle kultuur, hulle herkoms. En hulle glo dat, en ek moet sê ek deel ook daardie sentiment, ek wil nie nou soos van die kantlyn af staan asof ek nie 'n standpunt het nie. Ek deel ook hulle sentiment, en sonder hierdie stelsel waaraan ons blootgestel gaan word by 2030, gaan jy nie kan koop of verkoop nie. So my kliënt is van oordeel dat in terme van Openbaring 13 wat bepaal dat oud en jonk gaan verplig word om hierdie merk te neem, en dat dit die merk van die dier is. So dit is my kliënt se beswaar, en sou hulle weier, en ons is nou klaar in hierdie stroom ingegooi, so daar was nie 'n publieke deelname proses. Weet sou hulle weier om in hierdie digitale wêreld in te klim, gaan hulle basies gestrand wees. Hulle gaan geen heenkome hê. So hulle gaan in ander woorde, en dit sluit baie mense in, en mense besef dit nie. Weet of dit so is of nie, en of die inhoud van Openbaring 12 en 13 nou in realiteit gekom het, dit behoort in terme van die fundamentele regte blootgestel te word aan 'n publieke deelnameproses. So dit is die kort en die lank van hierdie beswaar. Dis 'n baie interessante saak. Jy moet nou 'n bietjie vir ons later kom vertel hoe loop hy verder. Nee, ek sal verseker, definitief. Want ek dink so iets wat unieker soos wat dit maar is wanneer ek met jou praat. Dis lekker. Dankie Mix dat jy dit met ons gedeel het. Dis vir my baie interessant, en ek sal graag verder in 'n stadium met jou daaroor wil gesels as dan 'n verdere verwikkelinge is. Sal ek graag wil hoor hoe loop hy. Is daar kans dat die saak kan verder vorder en so voort. So hou my op hoogte asseblief. Ek maak so. Dankie Isak. Lekker dag vir julle. Dankie. Michael Lombard, hy's 'n prokureur daar in Pretoria. Lombard Prokureurs met 'n, ek dink iets interessant, nê? Soos hy nou sê, of dit nou ten regte of ten onregte is, dit is 'n saak. En ek sou graag wil sien waarheen hy loop, wat die uitkoms daarvan gaan wees. Dit sal nou interessant wees. Goeiedag, my naam is Michael Lombard. Ek is 'n praktiserende prokureur, ek praktiseer in Pretoria. Ek tree namens die AKHBR op, die Assosiasie en Koalisie vir die Herstel van die Boererepublieke. Ons kliënt se hoofdoel is om te verseker dat hulle lede se fundamentele regte en gelykheid toegepas word. Die rede vir hierdie opname is om die onlangse nuuspot onderhoud met Isak Du Plessis, wat oor
die Pact for the Future verdrag gehandel het, wat ons parlement in New York gedurende September 2024 bygewoon het, aan te vul met meer spesifieke detail. By die beraad is die Pact for the Future verdrag aangeneem deur meeste lande in die wêreld. Natuurlik as ook deur ons parlement se verteenwoordiger wat daar was. Die feit dat ons parlement hierdie Pact for the Future ooreenkoms bekragtig het, beteken dat hierdie ooreenkoms nou in ons wetgewing opgeneem is en gekodifiseer is in terme van artikel 231 en artikel 232 van ons grondwet. Ons advies aan ons kliënt, as ook hulle gesonde oordeel, is dat hierdie Pact for the Future verdrag, wat deur ons parlement aangeneem is, hersien en tersyde gestel moet word, sover dit Suid-Afrika aanbetref, en vir die volgende redes. Die doel van die Pact for the Future verdrag is in konflik met ons grondwet en ander nasionale wetgewing. Dit is in kontras, in direkte kontras met die bepalings van Openbaring 12 en 13 wat handel oor die merk van die dier. Die doel van die Pact for the Future verdrag is nie eenvormig met ons grondwet nie. Hierdie beginsel is implisiet vir die toelaatbaarheid van so 'n internasionale verdrag om in ons wetgewing opgeneem te word. Die Pact for the Future verdrag respekteer nie die meeste Christene in ons land se fundamentele regte nie, wat onder andere insluit die reg op geloof en godsdienstvryheid, die reg op privaatheid, reg op assosiasie, kultuur en handelsvryheid. Nou wat behels hierdie Pact for the Future verdrag? Hierdie verdrag is die sleutel van die Verenigde Nasies se 17-punt doelwitte ontwikkelingsplan. Die Pact verdrag is beliggaam in punt 16.9 wat bepaal dat alle mense op aarde, klein en groot, by 2030 'n digitale ID moet hê. Die ID is 'n biometriese ID wat volle digitale oorskakeling vir almal op aarde bepaal. Al jou data word gedigitaliseer. Hierdie pact is niks anders as die nuwe wêreldorde se merk van die dier nie, waarvan ons lees in Openbaring 13. Die lede van die AKHBR mag nie deel word van hierdie digitale nuwe wêreldorde proses nie. Dit is 'n technokrasie waarby alle regte, soos ons dit ken in die demokratiese bestel, tot niet gaan. Alhoewel ons lede glo dat die Pact for the Future deel van die profesie in Openbaring 12 en 13 is, moet daar vir die gelowiges ruimte geskep word buite hierdie bestel, want in terme van Openbaring 12 en 13 word gelowiges gewaarsku teen hierdie komende bestel en sodoende verbied om deel te hê aan hierdie 16.9 ontwikkelingsplan. Nou artikel 231 van die grondwet verbied internasionale verdrae wat teenstrydig is met fundamentele regte. Ons firma het hier in Oktober 24 'n versoek aan die parlement gerig in terme van artikel 33 van die grondwet, saamgelees met die Pacha-wet, wat behels dat enige persoon in Suid-Afrika die reg op regverdige en regmatige administratief regtelike optrede het. In hierdie skrywe is die uiteensetting soos wat ek nou met julle bespreek het aan die parlement gerig, waarby in geen onduidelike terme aan hulle verduidelik is dat hierdie Pact for the Future verdrag indrys teen ons sowat 5000 lede se fundamentele regte waarvan hulle geloof en godsdienstoortuigings die vernaamste is. En ons lede aan hierdie Pact for Future sou deelneem, dit teenstrydig sal wees met hulle geloof en godsdienstoortuigings en dit gevolglik die gevolg gaan hê dat hulle verdoem sal wees vir die koninkryk van God. Dit geld natuurlik vir alle Bybelgelowiges. In terme van artikel 33 moet die parlement redes verskaf waarom hulle die Pact for the Future verdrag steun en waarom hulle van oordeel is dat hierdie Pact for the Future nie teenstrydig is met artikels 231 en 232, saamgelees met artikel 33 van die grondwet nie. Die parlement het nou toe, 5 maande later, nadat hulle die skrywe ontvang het, nog nie geantwoord nie. Hulle versuim om te antwoord, ontneem ons kliënt se lede
asook ander gelowiges in ons land se regte tot regverdige en regmatige administratiewe optrede. Ons kliënt se doelwit is dat hierdie Pact for the Future verdrag, sover dit Suid-Afrika aanbetref, wat in ons wetgewing opgeneem is, tersyde gestel word. Ons advies aan ons kliënt is ook om aan te dring dat daar 'n publieke deelnameproses van stapel gestuur word, want ek kan voorsien dat daar honderde duisende mense in Suid-Afrika wat gelowig is, gaan kapsie maak en kapsie aanteken om deel te word van hierdie proses. Meeste gelowiges sal nie in hierdie digitale pipeline inspring nie, gevolglik uitgesluit word van enige vorm van handel en ekonomie in die land. Hierdie honderde duisende mense en gelowiges gaan dus gestrand wees en daarom moet ons aandring daarop dat hierdie Pact for the Future verdrag uit ons wetgewing verwyder word, sodat die Openbaring 12 en 13 profesie in vervulling kan gaan. U kan onder aan die skerm die webblad van die AKHBR kry vir meer inligting hieroor. U is natuurlik welkom om selfstudie te doen oor hierdie Pact for the Future en die Verenigde Nasies se 17-punt doelwitte ontwikkelingsplan wat by 2030 geïmplementeer moet word. U as gelowige moet u self verseker dat u nie per ongeluk mislei word en gevolglik deel word van hierdie Pact for the Future verdrag en sodoende die merk van die dier opneem en self deur u optrede verdoen nie. En dit is ook waarom ons in opdrag van ons kliënt hierdie opname uitstuur om julle te waarsku en dan natuurlik om ons kliënt te steun in die proses om swaar aan te teken, om aan te dring dat daar 'n publieke deelnameproses van stapel gestuur word. Maak seker die webblad se inligting hieronder neerskryf en baie dankie dat u geluister het. Groete en seën aan u.